Amen. Ek wil vra dat die musikante net so bly sit. Dan kom ons sing hierdie liedjie. Ek wil ietsie doen gou. Kom ons sing hom net weer. Okay. Ja. Wees stil dat ek God is. Wees stil en weet dat ek jou God is. Wees stil en weet dat ek God is. Dankie. Nou, dink jy daaraan. Vanmôre kon ons dit sing in godsdienstvryheid. Ons het nie nodig gehad om bang te wees dat die veiligheidspolisie sou inkom en ons toesluit nie. Dis baie waar. Want dink nou net op hierdie oomblik ergens in China. Ergens in China is daar 'n kerk op die aan die onderste gronde besig. In tonnels en berge en spelonke. Yes. En terwille van hulle en die dankbaarheid vanmôre, gaan ons soos hulle sing. Nou as hulle hierdie lied sou sing, sou dit so klink. Dis waar, Here. Geen gelyk nie, ja. Okay, sing saam met my. Nee, daar mag nie musiek wees nie. Moet doodstil wees. Ons gaan nou sing. Wees stil en weet dat ek God is. Soos hulle dit nou sing in China. Ja, Here. Hemelse Vader, ons kom vanmôre Yes. en dan wil ons werklik vanmôre verklaar, Here, dankbaarheid is die kern van elke Christen se lewe. Here, ons het vanmôre net so 'n klein, baie klein gevoel gehad wat dit beteken om in China 'n kind van die Here te wees. Wat dit beteken om in Saudi-Arabië 'n kind van die Here te wees. Wat dit beteken om in Rusland 'n kind van die Here te wees. Here, as ons hier opkyk in Afrika, hoeveel Christene word vermoor. Here, dat selfs Christene word uit begrafplase uitgehaal, die oorskot in die straat afgesleep en op 'n ashoop gegooi. Dan kom ons vanmôre en sê, Here, dankbaarheid is die kern van ons Christelike lewe. In Jesus naam. Amen. Baie dankie musikante. Ja, so jy daar is en jy net sien hulle sing, maar jy kan nie hoor hulle sing. Ons skrifgedeelte is uit 1 Tessalonisense hoofstuk 5 vers 18. 1 Tessalonisense hoofstuk 5 vers 18. Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Wees in alles dankbaar, want dit is wat die Here van julle verwag. Mag die Here sy geleesde woord tot ons harte seën. Nou vriende, gister het ek
geluister na 'n onderhoud op RSG van 'n dame wat vertel het toe daar in die DRC toe sy 'n kind was, het hulle vreeslike lyding gehad. Die soldate het in hulle dorpe ingekom en hulle mishandel, hulle huise afgebrand, hulle kosse gesteel en so meer. En sy was 8 jaar oud gewees op daai stadium. Sy is nou 'n dame van 50 jaar. Maar op die ouderdom van 8 jaar het sy en haar sussie besluit om Suid-Afrika toe te vlug. En hulle het begin loop uit die DRC Suid-Afrika toe. 4 maande lank het hulle gestap om in Suid-Afrika te kom. En toe hulle hier gekom het die welsyn hulle in die hande gekry en sy is toe in die weeshuis op dispatch. Het hulle haar toe ingeneem. Sy sê natuurlik was dit nie maklik nie. Dit was moeilik, is 'n ander taal. Afrikaans is nie 'n taal waarmee sy groot geword het nie. Sy het met Frans groot geword en die mense het nie Frans verstaan nie. En maar sy is daardeur. En sy is dankbaar en sy het toe nou hier in Suid-Afrika, sy by 'n universiteit gaan studeer. Sy het graad gevang. Maar weet julle, terwyl ek daaraan dink en ek luister na hierdie vrou, sy is besig om 'n boek te skryf oor haar lewe, om te dink om vir 4 maande te stap van een land na 'n ander land toe. En jy gaan deur al hierdie ander lande, en jy gaan deur plekke waar daar wilde diere is, leeu's en krokodille en jagluiperds, en jy's 'n 8-jarige dogtertjie en jy stap 4 maande lank om net veiligheid te kan kry. En dan dink ek dat ons het gisterand in ons huise ingestap. Ek weet nie hoeveel van julle het julle huise se deure gesluit nie. Ons is so veilig, my huis se deure word nooit gesluit nie. En ons het gaan sit, ons het lekker geëet. Ons was nogal kieskeurig wat ons wil eet. Ons het daai yskas oopgemaak gesê nee, ek eet nie vanaand skaapchops nie, ek sal maar beeschops eet. Of wat ook al. Dankbaarheid, nee. Dan kom die woord van die Here en die tema vanmôre is dankbaarheid is die kern van 'n Christen se lewe. Dankbaarheid. En weet julle, dit is so, as ek nou my eie storie moet vertel, is dat toe ek met my standaard 8 rapport by my pa kom, en nou moet ek miskien net terwille van my pa, hy het posttraumatiese stres gehad van die Tweede Wêreldoorlog, so verstaan nou net so 'n bietjie, ook 'n agtergrond, hy was nie net moedswillig nie, hy was medies natuurlik ook. Maar toe ek nou met my standaard 8 sertifikaat by my pa kom, toe sê hy vir my, jy slim geleerd, gaan soek vir jou werk. Toe sê hy, pa, ek wil 'n pastoor word, ek moet universiteit toe gaan. Toe sê hy, man, jy is nie 'n pastoor se kalender nie, jy sal nooit 'n goeie pastoor wees nie, gaan soek vir jou werk. En toe het ek 'n polisieman geword met standaard 8. Ek was 16 jaar oud, en julle dink 'n 16-jarige ouetjie sluit al mense toe. Ry in 'n polisievan en sluit mense toe. Maar so het ek my matriek in die polisie geskryf. En ek was nie maklik nie. Jy moes werk in die dag en die nag in die aand moet jy sit en studeer. En toe ek uiteindelik my matriek het, toe gaan ek na my pa toe, en ek sê, ek moet die teken, ek gaan my ontslag koop, ek gaan R15 betaal, ek gaan universiteit toe. Toe sê hy vir my, waar gaan jy die geld kry? Sê ek, nee, weet nie, toe sê jy, kom vra my net nie die geld. En natuurlijk moet ek sê, ek was 18 jaar oud, dus ek is sergeant in die polisie gewees. Die Here was goed vir my, ek het my eerste keer wat ek eksamen geskryf het deurgekom.
Maar so vir my pa wat 'n militaris was dit natuurlik baie grand dat sy seun al 'n sergeant was. Maar toe gaan ek gaan studeer. In die nag werk ek by die Raad op Atoomkrag, daar by Pelindaba, daar by Hartbeespoort. En dan as hulle 8:00 die oggend sê ons kan vandag, dan spring ek in my kar en ry ek, dan gaan woon ek klasse by tot 1:00 toe. Dan 1:00 dan eet ek 2:00 klim ek in die bed, dan slaap ek so vir 'n rukkie, dan begin ek weer verder leer. Maar weet julle wat, die Here het my deurgedra. Ek is dankbaar vandag dat ek die geleentheid gehad het om voltyds te kon studeer. En alhoewel dit nie maanskyn en rose was nie, is ek daardeur. En dit is die dankbaarheid wat binne in my is. En nou wil ek vanmôre vir u vra, jy weet ons het nou China geluister, ons het nou hierdie storie geluister van 'n vrou wat 4 maande van die DRC afstap. Hoe lyk jou dankbaarheid vanmôre? Weet hoe gaan dit met jou en jou dankbaarheid? Dit klink maklik om te sê wie is dankbaar. Ja. Maar dit is nie altyd so maklik. Nie altyd so maklik om die ander kant van 'n saak te sien terwyl jy aan hierdie kant van die saak is. Weet toe ek daai dag by die polisie gaan staan en inskryf, toe het ek geweet dis nie my werk hierdie nie, ek moet bedien. Maar ek moes deur die pad stap. Vandag word my regsagtergrond baie gebruik in die kerk en op ander plekke. Maar ek wil ook vanoggend vir jou sê, dit is nie altyd so maklik om in daai omstandighede dankbaar te wees. Maar as jy daardeur is, dan besef jy kon 'n verskil aan die ander kant gemaak en jy is dankbaar vir die verskil wat jy kon maak. En dan om te onthou, alles werk ten goeie mee vir hulle wat die Here liefhet. Halleluja. 'n Mens kan dit nie altyd verstaan as jy daar is dat alles werk ten goeie mee vir hulle wat die Here liefhet nie. Julle het seker al die storie gehoor van die vrou wat op die 11de September in Amerika ry en sy moet 'n vliegtuig vang en of 'n vliegtuig haal en op pad kry sy haar karre papwiel en alles loop verkeerd, die jack wil nie werk nie, die wielspanner is verkeerd, iemand anders moet stop en haar help en sy jaag en toe sy by die lughawe kom, toe sien sy net daar gaan daar vliegtuig. Daar gaan daar vliegtuig en sy is so kwaad want sy moes daai vliegtuig gehaal het. Net om die volgende oomblik te hoor, daai vliegtuig het so pas in die torengebouwe daarin vasgevlieg. Genade van my. Ja, alles werk ten goeie mee vir hulle wat die Here liefhet. As hy nie daai papwiel gehad het, nie was hy in daai vliegtuig wat teen deur daai geboue gevlieg het. Yes. 'n Ander storie vertel en ek gaan dit nou vertel soos wat ek dit onthou. 'n baie bekende mediese dokter moet gaan om 'n referaat te lewer. En hy klim op 'n vliegtuig en hy vlieg en daar gebeur iets met die vliegtuig en hulle moet 'n noodlanding doen. Hulle land en toe hulle afklim, toe sê die lugledery, ons is baie jammer, maar julle sal moet in die hotel slaap want ons gaan eers môre 'n ander vliegtuig hier hê om julle verder te vlieg. En hy is so moedeloos want hy moet op hierdie plek kom, hy gaan 'n spesiale toekenning kry en hy moet in die referaat lewer. En hulle sê, as jy 'n kar huur en jy ry met hierdie kar, dan gaan jy voor die vliegtuig by jou bestemming wees, dan sal jy betyds wees om jou toekenning te kry en om die referaat te lewer. En hy huur die kar en hy vat die pad. Net om op die pad 'n geweldige groot storm te kry, dat hy nie voor hom kan sien nie. En daar ergens in die vlakte sien hy 'n liggie wat brand in 'n huis. En hy gaan hom maar aftrek want hy gaan net verongeluk as hy verder nog gaan ry met die kar.
En hy trek daar in by die huis en daar kom 'n ou dametjie daar, 'n vrou, en sy sê, kom in meneer, maar toe hy instap, toe kon hy sien, is baie arm. Hierdie is nou nie ryk mense nie. En hy sit daar en sy gee hom nou maar die ou bietjie kos wat sy het, maar kort sien hy, gaan sy kamer toe, en dan kom sy weer terug, en dan gaan sy draag goed kamer toe, en hy vra vir haar toe later, mevrou, hoe kom jy so kort kamer toe? Sy sê, man, my seun lê daar in die bed. Ons het nie die geld om hom te neem. Daar's 'n spesifieke dokter baie ver hier vandaan. Ek gaan nou net 'n naam noem. Daar's 'n dokter in New York wat die enigste dokter is wat vir my kind kan help. Maar daar's nie 'n manier dat ons daar kan uitkom by hierdie dokter nie. En daarom dokter ek kom maar self hier by die huis. En hierdie mediese dokter vra, wie is die dokter wat julle moet gaan sien? Toe is dit sy naam. Toe is dit sy naam. Alles werk in goeie meer vir hulle wat die Here lief. Hierdie vrou sê, ek bid dat die Here 'n manier sal vind dat ek my kind by hierdie dokter kan kry. Ek bid. Hy sê, mevrou, ek is die dokter. My vliegtuig het gebreek langs die pad. Ek het 'n kar gehuur want ek moet by hierdie plek uitkom en ek beland in 'n storm. En in die storm beland ek by jou huis. Want die Here het met jou afspraak gehad. Dus dankbaar. Alles werk en goeie mee vir hulle wat die Here liefhet. Dankbaarheid is 'n natuurlike ding. Dis 'n normale ding om dankbaar te wees. Yes. Sit gou jou hand so voor jou mond. Yes. Dan blaas jy. Wat voel jy? Asem. Dankbaar vir die asem wat jy kan uitblaas. Yes. Wanneer laas het jy besef jy haal asem? Wanneer laas het jy vir die Here dankie gesê? Jy sien nie die suurstof wat jy inneem nie. Gaan 'n bietjie van 'n Bylpark toe, jy sal sien daar so vuil is die lug, jy sien wat jy inasem. Wanneer laas jy jou hand so 'n bietjie op jou hart sit en gehoor hoe hy klop? Ek hoop hy klop. Wanneer laas jy dankie gesê vir die Here vir hierdie pompie wat hier is? Wat jou hart werk. Wanneer laas het jy net dankie gesê dat jy nog kan voel met jou hande? Dat jy jou kleinkinders kan voel en hulle vashou met jou hande. Jou kinders kan vashou. Die wat nog getroud is, dat jy jou man of jou vrou kan vashou. Wanneer laas was jy daaroor dankbaar? Wanneer laas was jy dankbaar daaroor dat jy kan sien? Ek dink om blind te wees is een van die moeilikste dinge in die lewe. Want die Here wil by jou vandag vir jou sê, is 'n normale ding om dankbaar te wees. Partykeer moet ons onsself daaraan herinner om dankbaar te wees. As jy nou môreoggend weer daar voor die spieël staan en iemand nog hare het om te kam, terwyl jy so jou hare kam, sê net dankie Here. Dankie vir wie ek is. Dankie dat jy my so wonderlik geskaap het. Een ding wat ek weet, as ek my hare kam en daar val 'n hare en dan sê ek, prys die Here, nou moet die Here weer my hare oortel, want die Bybel sê, hy weet hoeveel hare is op my kop. Wees dankbaar. En herinner jouself 'n bietjie aan dankbaar. Ons klim in ons motor, en ons ry Spar toe, of Pick n Pay toe, of Checkers toe, of OK toe, stap in die gang en ons haal al wat ons wil hê.
Ander lande se rakke is leeg. Herinner ons net 'n bietjie weer daaraan. Lest I forget. Ja. Lest I forget. Herinner my 'n bietjie. En weet julle wat? Dankbaarheid begin by God. Yes. Dankbaarheid begin by God. As gevolg van die Here kan ek en u vandag dankbaar wees. Dis baie. As gevolg van die Here kan ons dankbaar wees dat ons vanmôre aan die tafel van die Here kan sit. Amen. Amen. Want dis die Here wat dit vir ons gereël het. Ja. Dis die Here wat dit vir ons bewerkstellig. Amen. Ja. Waar sou ek en u gewees het as dit nie vir genade was nie? Dis baie waar. Waar sou ek en u gewees het as dit nie vir die liefde van die Here was nie? Jesus. Love changes everything. En nou kom die Here en hy sê dankbaarheid verander ou se lewe. Ja. Dankbaarheid is 'n lewensveranderende situasie. Yes. Hoe meer dankbaar jy is, hoe meer sien jy die seëninge wat die Here op jou gestort het. Is dit nie wonderlik om dit te kan ervaar en te beleef nie? Dan stap net een keer 'n bietjie deur 'n hospitaalgange en kyk 'n bietjie hoe die mense daar lê. Dan is jy dankbaar. Dis baie. Ek vertel altyd toe ek Daphne moes X-blok toe gevat het en ek haar daar by die reistool moes stoot en ek sien daai 8-jarige kindertjies wat moeilikheid het met kanker. Dan is ons dankbaar. Yes, Lord. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanmôre met dankbaarheid kan sing. Dis baie. Dankie Here vir u liefde. Here, dankie vir u genade. Amen. In Jesus naam. Amen. Amen. Net voordat ons na die nagmaaltafel toe gaan, wil ek graag vir u 'n lied speel hier van my foon af. Allemaal. En ek wil vir u vra, luister na die woorde. Break bread together. Let us 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 break bre
Die nag waarin die Here Jesus verraai is, het hy brood geneem en hy gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. So het die Here ook die beker geneem en gesê, drink uit hierdie beker, want dis 'n Nuwe Testament in my naam. Halleluja. Doen dit in remembrance of me. Ja. Vanmôre doen ons ter nagedagtenis van dit wat Jesus vir ons gedoen het. Halleluja. Ek wil vanmôre vra dat u wanneer u die brood en die kelkie kry, dat u op u eie net dankie sal sê met 'n dankbare hart vir hierdie tafel, en dan gebruik u dit op u tyd. Die Here het dit geneem en gebreek en gesê, neem eet. Dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Baie dankie Here vir hierdie tafel. Amen. Here, ek bid dat hierdie tafel vanmôre geseën sal wees. Yes. En dat ons met dankbaarheid vanmôre, Here, ons sal deel hê aan die tafel. Halleluja. Amen. Baie dankie, Here. Lest I forget it, sin. Lest I forget my act. Lord, lead me to Calvary. So dis sy bloed in die Nuwe Testament neem in Jesus naam. Kan jy dit uit die hand van die Here? Yes. Sy bloed vir ons is in die Nuwe Testament. Yes. Halleluja. Ons naam.
dit was my wat dit dan is. Vanavond is met dit. Die bloed van Jesus. Baie dankie Here vir die tafel. Dankie Here dat ons aan kon deel gehad het. Nou bid ek Here dat ons same syn hierna tot eer van U naam sal wees. Yes. Seën ons verder in hierdie dag in Jesus naam. Amen. Baie dankie.